oomblik en bid in die Here daar waar hy staan. Sê vir die Here dankie dat hy engele aangaan en loop om jou te gee om jou te bewaar en te beskerm. Die enemy het ek de aanval op jou leven geloods en het die dinge het gewend. Maar die Here kom aan sy engele en rondom jou om jou te protect. Ek kan hier gewees met die tekst die opneem. Ek kan hier gewees met waar jy siek bent. Dan kan jy gewees het op die gevangenis, maar die Here het jou op sy naam, het jou naam op sy lys, en hy het die engele aangaan, en die rede hoekom, van jy proclaim die naam Jesus Christus, die lied sê, on the doorframes of my life, in die ingange van my lewe, as die enemy wil probeer op inkom, sien hy die naam Jesus, en hy moet vlug. Ek wil vir jy sê, jy is nie lucky nie, maar jy is geseënd. Waar jy deurgegaan het, dit was nie veel lach nie, want dit was die kalming van die Here. Amen, hy het jou beskerm, hy het jou bewaar. En dit vir hierdie moment sê vir die Here net dankie. Sê vir my al in die baie woord, ek sê die Here dankie vir my lewe. Dankie dat U my uitgespaar het. Dankie dat U my gehou het. Dankie dat U my gedra het. Here, as dit nie vir U gewees het nie, moes ek gefeil het. As dit vir U gewees het nie, moes ek gesterf het. As ek terugkyk na my lewe en ek sien keer na keer hoe ek survive het, dan gee ek aan U eer. Al was ek sometimes unfaithful towards U, U het faithful remain. U het my gehou. Die respecte wat ek gedoen het, die respecte wat ek my beloftes gebreek het aan U, U remain faithful towards me. U remain faithful towards me.
never fail, never fail. Never fail me yet. Jesus' love has never failed me yet. There's one thing I Jesus has never failed. But never failed me yet. Never failed me yet. Oh, lekker samen, maar nog dat aan de liefde, die onfeilbare liefde. Is never fail never fail. Jesus' love has never failed. Never failed. Ons gaan het nog niet doen, wat aan de Heer die volgende week zegt. I love you too much to fail it now. I love you too much to fail it now. To fail me now. I love you too much. I love you too much. Break my vow.
celebrations. Kan ons dit maak so 'n bietjie groot maak? Kan ons so 'n bietjie amen sê? Kan ons so 'n bietjie halleluja sê? Hy is 'n groot God. En hy moet ons groot vra. Hy is 'n groot God. En hy moet ons groot doen. Amen. He is the King of Kings. And he is the Lord of Lords. Amen. Jy mag maar sit. Jy mag sit. Amen. Ek wil allemaal groeten in die mooie naam van ons Koning Jesus. Amen. Dankie vir die band. Wat so lekker nou daar gespeel het. Hulle ken ook nie eerlijk die ons songs in my net. Maar hulle het al rijk gedoen. Amen. Kan ons die Heere so prijs gewees waar ek. Met namelijk allemaal groeten in die mooie naam van ons Koning Jesus. Al ons leiers, ons pastoren, ons dieken, evangelis, elder, alles ministers, al die asses, alles visitors, die by die eerste keer is die Heere sê, julle saam met ons, en self, ons families, wat vandag is, ook spesiale, welkom, en Sister Jolie's dochter, amen, Ali Parai, en Heidelberg, dat was Dalwerk, amen, sy is samen met vrienden wat ook in is, Heere sê, Paulus, en dan ook by die vieze kappel, amen, hulle het ook neergedraag, dat hulle anniversary gevier, amen, so die Heere sê nog vir hulle, amen, dan ook ons maandags, amen, soos die minister Julia, en dan het ons ook, ons ook een year of jubilee, en ons ouderling met 50 geraak, amen, kan ons die man van die Heere so, en ek daar bless you, as jy allemaal wat 50 maak, amen, ek is nou net 51 geraak, so as jy allemaal, dit maak, ek grap maak, amen. Maar nevertheless, ek het ook met maas georganiseer met ons, kan ek met moeder, en God bless you. Ek self, ons familie, hulle stroom, Kelly dit ek hier, is dit van, God bless you. Amen, so, ons celebrate mens, ek was gister op jou funeral, ek gaan nou preek, ons was gister op jou funeral, ek en Pastor Clayton, en toe die ding op die droewag begin lyk, en toe sê ek op Pastor Clayton, sing ons nie die gitaar saam gehad, toe net voor ons gebied, sing Pastor Clayton, en die man wanneer hy sing, tel hy mense lekker op, en die mense gooi die gat toe, en as een 8 voet gat, ons een hele dag graven, en Pastor Clayton sing, verkreeg ons so 1 uur aan mekaar, en toe kom hy aan die oom na my toe, en sê, kijk jy maar die sang, as hy praise in the words of my life, ek sê, ja, as een oom van die mense sê, ja, so is een traditionele kort, sê, nou, sê, nee, nou celebrate al die ouwe dood is, as hy nou blij met die ouwe dood is, ek sê, hy sê, nee, ek heb problem met die praise, nee, ek like die gitaar en wat, sê, kan maar sê, praise, dood is, sê, hy gee my die kaas te explain, die rede hoekom ons spring, die rede hoekom ons weeg, en die Here hoekom ons hande klap, van ons was jou verdiende sondes. Toe ons dit die gedagte kom, jy, my lifestyle, gaan my die verderf indruk, en die gaan my uitdruk, want is ek is. En toe die Here ons siele recht, toe kan ons die anders om stil te sit. Amen. So ek verstaan dat jy ingetroe is as jy nog nie met die Here is. Verstaan en ek is. Maar verstaan ook vir ons wat die Here los gekom het, wat die Here vrygemaak het, wat die Here beturn around het. Amen. Ons kan nie aan ons praat maar ons slaap op van die Here. Amen. So baie op, dan sê jy met jou die, ons grootste maar is die Here goed vir jou. Van wat hy vir ons gedoen het, ons kan nie wegsteek onder 'n klip in sit nie. Want hy was marvelous vir ons. Amen. Hy het ons gered toe ons op pad was na die verderf. En dis waarom, maar ek het nie hy het omgesê, hy sou reg nie staan nie. So hy dat hulle maar hulle klap, so maar ons klap aan omdat ons daar rede het en om aan dit klap. Dan ek vergeet my dat spesiaal vir Jakob, ek weet nie die ander nog ek kan nou vir Antie Ketty wat vir ons saam is. Here dat Here verdraag, sy nog in die proces,
Amen. Maar ons is blij dat jy vanoggend saam met ons as die Here sê, maak het die saam met ons. Amen. Ons gaan lees in die boek van Judas uit die tweede laaste boek van die Ou Testament, van die Nuwe Testament. Ek wil net so 'n kort gedagte daar uithaal. Amen. Judas, is net een hoofstuk wat die hele Judas bevat, en jy gaan probeer om dit kort as onder daar te werk. Amen. Ek het laas net by die diens het ek die wat nou kyk en ek is so kort as daaroor gepraat, so ek wil net elaborate, 'n bietjie meer daaroor gaan en net weer 'n bietjie highlight wat die Here vir ons gesê het oor sy Judas 1, as ek weet Judas 1. En men moenie worry nie. Ek gee die Here en ek gee ook vir myself en ek gee vir u 'n kans, né? Vir 1 jaar nog dat die kerk moet klaar geword is. En dan gaan ons screen sê, dan moet jy nie so lank te bly nie. Gaan ons net screen sê. En Pastor Noah sê net daar, sê net cool is. En so trouw die Here nog 'n jaar voor ons in ons kerk is, né? So dat is ek lees vir die voor. Geliefdes, vers 3. Geliefdes, terwyl ek alle ywer aanwend om aan julle oor ons gemeenskaplike saligheid te skryf, het ek dit noodsaaklik gevoel om julle te beskryf te vermaan, né? Om kragtig te stry vir die geloof van eenmaal aan die heiliges oorgelewe word. En geliefdes, terwyl ek alle ywer aanwend om aan julle oor ons gemeenskaplike saligheid te skryf, het ek dit noodsaaklik gevoel om julle te beskryf te vermaan, kragtig te stry vir die geloof wat eenmaal aan julle oorgelewe is. Die Here seën sy geleesde woord. Amen. Dis die voorlaaste boek van die Bybel en baie insightful message in hierdie hele teks. Amen. Judas, die skrywer gee ons baie hy is baie ernstig besig. Amen. Die hele boek is 'n baie ernstige of die hoofstuk, want dit is 'n baie ernstige boek. Na mate die einde, amen, na mate die einde wat op pad is, amen, soos is een sterk lering, maak een sterk maning, aangaande die einde wat op pad is, spesiaal, word nooit vir die kerk, spesiaal die wat deel vorm van die universal body of Christ, of the believers, in die saints, van Christus, amen, is 'n warning en 'n vermaning. Maar hier skryf Judas, hy sê ek vermaan julle, of hy sê ek wil baie graag aan julle skryf, aangaande die gemeenskaplike saligheid. Hy praat van, hy wil hulle aanmaan, en hy wil hulle highlight, die saligheid, die reddingsproses, van Christus Jesus in ons lewe. Amen. Hy wil ons aanmaan om die belangrikheid van die saligheid. Dat Christus ons gered het. Dat Christus ons met 'n dierprys gekoop het. Amen. Dat Christus ons prys betaal het. En nou het ons fellowship met hom. En ons het fellowship met mekaar. Hy praat van die saligheid, die reddingskrag van die Here. Amen. Van wanneer jy tot redding kom, né? Dan begin, ek het dit al genoem, dan join jy 'n family. Jy join 'n community. Amen. Jy raak deel van 'n groter familie. Ek sal dit altyd sê dat wanneer ons kyk in die wêreld is daar verskillende types of communities. Jy het die gay gemeenskap. En almal wat deel is daarvan, hulle soek mekaar. Amen. Hulle deel met mekaar. Amen. Hulle chat met mekaar. Hulle dra dieselfde tipe klere. Hulle is in 'n community. Wanneer die individu besluit, dit is my identity, dan join dit, dan gaan soek en soortgelyke mense. Amen. It's a community, en selfde in sport, selfde in sport. Jy join die community, sport liefhebbers praat van sport.
Sy kan nie by hulle gepraat van karre nie. Amen. Daai is hulle ding. Amen. En so kan ons aangaan in die lyn karre en hulle sal dit ek noem trends. Nee? Maar ek wil dit nie 'n trend noem nie, want 'n trend gaan uit. Amen. I rather call it a community. Amen. En so gaan jy na waar jou hart is. Amen. As jou skat. Amen. So jy moet wonder hoekom my ou daar is en hoekom sy hart is seker daar. Amen. Dis hoekom hy in 'n community is. Nou vir die believers is daar ook 'n community. Amen. Ons wat tot die Here gekom het en wat ons identity aangepas het, hoe Christus ons wil hê en hoe hy ons actually gemaak het. We join the community or the fellowship of the believers or of the saints. So nou wil ek wees wat die broers by mekaar kom. En dis waarom die Ou Testamentiese skrif sê, hoe lieflik is dit, nee, as broers by mekaar kom. Ek wil daar wees, alhoewel ek my status laat my miskien nie toe nie, maar die community laat my toe, want ons het dieselfde taal. My eie het ek nie wat u het, maar omdat ons dieselfde belief het, is ons in dieselfde community. Nou hier skrywer, ek wil daarvan 'n bietjie praat met julle. Dat ons moet by mekaar kom, ons moet met mekaar wees, ons moet mekaar opsoek. Amen. Laat ons kan deel onder mekaar. Laat ons kan fellowship onder mekaar. Laat ons mekaar kan aanmaan om by die Here te bly, want die Here het 'n duur prys vir ons betaal. Maar dan sê hy, maar ek het dit noodsaaklik gevind om nie daaroor te skryf nie, maar om eerder te skryf dat in julle te vermaan dat julle moet kragtig stry, nee, vir die geloof wat een keer aan die gelowiges oorgegee word. Ons kon my ek recover nog 'n bietjie van vloer, so by die slim toe. Nee, ek vermaan julle om kragtig te stry. Die Engelse se vertaling sê to contend, as ek reg is, nee, for the faith that was given to you. Nee? En wanneer ons hierdie Engelse skrif in gedagte hou, praat dit van om in, ek kan dit so amper sê, om in kompetisie te gaan vir die geloof wat aan ons oorgegee is. Amen? Amen? So there's different types of faith. Amen? Iemand het gesê, faith is the substance. Nee? Nee? As die grond, as die eerste, vir wat ek kan believe, dit is my eerste voet wat ek op staan, wanneer ek na God toe kom, nee? Daai is my law basically, nee? Faith is the substance, is alles wat ek het en alles wat ek nodig het om te glo. Maar jy kry saving faith. Die Bybel sê dat jy is geloof, deur geloof is jy gered. Hy is saving faith. Wat hy hier praat is meer as net ek het gehoor en ek het believe. Nou sê ek nee. Hy praat actually van 'n internal 'n ewige geloof. Praat hy van 'n ewige geloof. Hy sê ek vermaan julle om te stry vir die geloof. Ja. Amen. Om te stry vir die geloof. Ek vermaan julle om mee te ding, om in kompetisie te gaan. Kompetisie met wie? Kompetisie teen wie? Amen. Competition teen die systems van die wêreld. Ja. Wat ons geloof sometimes wil aanval. Tot wat ons gekom het, wat ons ontvang het, waar is in belief. Amen. Wat ons wil confuse. Amen. Wat vir ons wil laat anders te dink en wat ons wil laat twyfel oor wat God vir ons gedoen het. Ja. Of tot waar ek eerste keer, ek het een keer vir die jong mense gesê, dink net, kyk, jy raak my baie gemaklik as jy die Here dien. Ja. Veral as jy verstaan, ek dien nou die Here. Ek is nou met die community. Nee? En ek is nou wie ek het dit kies. En dan raak jy baie laks. Amen. Dis hoekom baie mense besluit sommer hulle kom en hulle kom nie. En hulle doen nie. Want ek het nou klaar in die community.
Of believers. Maar jy moet onthou, dat was aan jou oor gegee, oor gedraai, jy het dit nie gehad nie. Nou wanneer was dit aan jou oor gedraai en oor gegee? 5 minute voor jy die dag besluit dat ek nie uit, sy moet nou waar was sy? Wat was die rede hoekom ek my hart vir die Here gegee het? Ek was mos nie ek gewees, maar ek nou is. Die moment toe ek my bekeer, toe was ek 'n die mekaar persoon. My mind, ek was confused, ek het nie geweet wat nie, ek het nie geweet hoe nie. Ek het alles getraai en ek het nie 'n oplossing gekry nie. Ek was hiertoe en ek was daartoe, ek het dit gedoen, maar ek kon nie. En minutes voor ek my bekeer, het God iets aan my gedoen, wat my oortuig het, sy by die regte plek, en sy moet nou die besluit maak. Dink aan die dag van jou confusion, om te verstaan, die ewige geloof, moet jy dink aan die dag, die minuut, die oomblik, voor jou hart vir die Here gegee het. Especially met die, wat jy met dit so mee bekeer het. Especially met die, wat jy bekeer het, omdat my familie gesê het, ek was van 'n persoonlike encounter. Toe jy daar geleer het en gedink het, Here, ek weet nie meer wat. Nou op die moment, toe gee God jou die everlasting faith. En jy het dit accept, en nou het jy in hom, maar nou het dit 'n bietjie afgekoel. Amen. En het 'n bietjie swak geword. Want ek heb nou in die community. Ek weet nou al hoe hande te klap. Ek weet om halleluja te sê. Ek weet om amen te sê. Ek weet wanneer om te huil, en wanneer om te sit, en wanneer om te juig. Ek weet alles daai. Amen. So die geloof, hy dilute. Amen. My houende geloof, as ek het so kan stel, my behoudenis, dit dilute, dit raak afgewater. Ek verswak. En ek weet dit nie eers nie, because ek is in die community. Nee? En hy raak so, hier skrywe, concerning the end times, stry hard vir die geloof, hoor jy, wat die 2-3 keer, wat 1 keer aan jou oor gegee is. Wat 1 keer aan ons oor gegee word. Dis 'n kosbare iets wat God aan ons gegee het. Nee? Die ewige geloof in hom. Ons lewe in 'n tyd waar ons baie maklik kan afdwaal. Nee? Ons lewe in 'n tyd waar ons baie maklik, ons lewe in 'n dilute tyd. Ek kyk gister aan 'n klip en die ou sê, hy sê, een ding wat hulle nie op Facebook vir jou sê nie, die mense, hulle sê nooit van hulle vuil lees nie. Hulle breek net, ek het 'n nuwe kar, ek het 'n nuwe huis, ek het 'n nuwe dit. Hy breek nooit dat hy kan weggevat word. Dan ignore hy vir social media. Dat jy met my, daai waar ons liewe so tyd. Sy sê, waar, ek sien, nee, ek het 'n breek gevat, sy lieg. Dat iets gehappen in jou lewe. Sy was mans genoeg om te breek oor, maar nou wil sy nie mans genoeg sê, you understand? Daai is die feitnis van die lewe, van ons lewe, 'n diluted lewe. En nou, ons as gelowiges, ons kyk die goed, en ons compete met die ongelowige. En ons compete op verkeerde basis met die ongelowige. Nee, ons compete, because ek wil ook so wees, ek is geloof, ja, die Here kan vir my, ja, die Here, maar ek compete in verkeerde system. Ek compete met hy system, ek is soort van in hy system, en ek probeer ook 'n status uphold, nee. Maar die Here wil nie daai heen, because ons lewe in 'n tyd van fitness, 'n tyd van voorgee, van wat, dis nie waarhede nie, wat daar buite aangaan nie. You know, meerderheid, is nie waarhede nie. Amen. Is nie waar, is feit. Amen. Hoe kan jy net happy is dat jy dop in het? Maar jy kan nie happy is net so nie. Kyk hoe lekker smile ek nou. Come on. Hoeveel moet jy iets gebruik om jou happy te maak? Is feitness. You understand? It's a cover. You know, in die kerk en die gelowiges, concerning the end time, terwyl ons op pad is na die end, because ons as gelowiges moet in gedagte, daar gaan 'n dag en 'n oomblik kom, waar die waarskynlikheid blaas. Dan moet ons reg is. Nou, concerning die op pad, moet ons mind, ons moet stry vir die geloof,
Want ons moet meeding, ons moet die enemy kan sê, kyk eens, jy gaan en jy kan my nie terugtrek of afhou vir waar God my die eerste keer geroep het. Die oomblikke voor ek my hart vir die Here gegee het. Jy moet 'n recount doen om te weet, Here, hier was ek, man. You know, mense het opgegee op my. Ek het self opgegee op myself op. Ek het gedink ek is goed genoeg, maar toe die reddende genade aan my verskyn en ek het dit aangegryp, nou het ek hom aan my sy. En nou cover ek hom en ek content daarvoor. You know, because die wêreld, sodra hy iets present aan jou, wat maklik is, wat gou is, wat easy is, nee, dan content die wêreldse system teen die feit wat jou reddende geloof. Amen. Hy stry teen jou. As jy dit 'n geveg, as jy dit 'n op en af, 'n verduideliking. You know, en wanneer ons swak is, dan kry die wêreld 'n oorhand. Hy kry 'n oorhand op ons. En hy droog ons maklik in. En sy dink nog, sy staan, because faith is the substance. Sy dink nog, sy staan op die geloof wat God het. Nou, maar dit is lankal, die ondertyd. Nou hy sê stry hard. Meaningly, om te stry meaningly, my title, wat ek actually wat die message genoem het, was actually gewees, I'm in it to win it. Amen. Want ek is in die cirkel, en in die bokskryt, maar ek is hier om te wen. Amen. Ek is hier om te wen. I'm in it to win it. Ek is hier om yes, you can punch me, but ek gaan nie lê nie. Amen. Wel as ek kan lê, gaan ek weer opstaan. Amen, want because ek is ernstig met hierdie ding. Ek wil dit weer noem, die oudste wat 'n paar weke terug suicide committed. Amen. Ons is in 'n bittere space omdat ons die Here aanbid. Because we deal with the same stuff wat ons dryf na selfmoord toe. Nee? But I'm in the circle to win it. So wat ek probeer sê, ja, die enemy gaan heavy punches aan ons gooi. Hy gaan heavy punches aan ons gooi. Amen. Hy gaan op kere gaan dit kos voel hy het my nou regtig uitgeslat. Want alles gaan dit verkeerd. Amen. Maar jy moet jouself sê, I'm in it to win it. Ek is hier om te wen. Ek gaan nie dat die enemy hier gaan staan. Ja, dit is moeilik. As jy altyd lekker nie. Ek verstaan nie as 'n pastor preek op 'n Sondag, want ek is in die geveg. To content is om te stry kos om te fight vir wat jy believe in. Die enemy wil vir jou sê dat hy is irrelevant wat jy in glo. Dit is onnodig. As jy keer op keer wil jy so instaan vir jou family, dan sê jy is onnodig. Nee. Maar dit kos stry heeltyd. Here, daar is die. Here, daar is my man. Here, daar is my kind. Here, dis 'n aanhouding. Sy wen nie in die eerste ronde nie. Nee, sy kan dalk in die tweede ronde uitgeslaan word of lê. Maar jy gaan opstaan because I'm in it. Ek is binne die ding om dit te wen. Ek stry die aanvegte van die wêreld. Ek stry teen die luste en die ewels van die wêreld. Because ek fight hierdie fight nie net vir my nie, fight net vir my family, maar ook nie net vir my family. Ek fight dit om die kroon te kry. Amen. So ek het 'n groot burden en 'n responsibility while ek is in die geveg is. Nee? Terwyl ek aan die vlieëlyne is tussen my en die wêreldse aanslag, moet ek elke keer myself remind. Amen. Ek is hier net vir myself, Jonathan. Ek is net hier om nice te lyk, want dit is 'n serious iets. Ek moet stry vir hierdie gift van salvation wat een keer aan my gegee is. Ek moet fight. Sometimes gaan dit kos dat ek myself, my innerlike mens moet bots vir die glorie van God. Nee. Want sometimes Sister Jolise, dan kry ons kry aanvegte van buite af. En ons kan sien van wie dit afkom. En ek kan hy aanvegtinge wen, van ek hoef nie meer by jou plek te loop nie.
Ek hoef nie met jou calls te antwoord nie. Nee? Ek kan jou ignore as jy aanveg van 'n external buite afkom. Maar as jy aanveg van binne afkom, nee? Wanneer ek begin in myself, ek moet my elke keer oortuig, ek moet opstaan, ek moet kerk toe gaan. Ek moet opstaan dat ek kan bid. Ek moet opstaan en iets even net lê. You know, daar is 'n ander type of warfare. Amen. You know, van het jy in yourself moet, you know, that brings sometimes confusion, that brings stress. You know, nou as jy met die kaart, gister wat by die begrafenis, hulle my geleentheid gegee, en die message wat ek bring, die Bybel sê, and he restore my soul. En wat die Here my sê, daar is medikasie vir my vlees, maar daar is nie medikasie vir my gees nie. Ek kan gaan na 'n dokter toe en hy kan sê drink so en sy gaan beter word, maar van my gees geknak is. En ek het 'n uitdaging met my gees. Dan is dit God wat kan restore. Dis wat Dawid sê, and he restore my soul. So wanneer ek in hierdie kruit is, feit ek eers net die buite goed nie. Amen. Is maklik om te feit die wat in my skel en die wat in my opkom. En die wat stories aan my versprei en die wat sê, maar wanneer ek lus met feit. Amen. Can I go there? Wanneer ek wel lus binne my het en ek moet dit beklei. My God, daar is 'n ander feit wat niemand sien dit nie. Amen. Niemand sien daai nie. Nee. Dit kos feit om te believe, ek is nie so ek is nie. Ek, you know, jy moet jouself reg van binne af. You know, van jou op en net, jy het net 'n opbouing van aan jou, jy is binne jou so. Om hom aan te val, jy moet binne reg is. Om hom te attack van buite afkom. So wanneer ek deel met welis, wanneer ek deel met addiction is binne goed. Wat even my mind, my op ander plekke van ek is nie, maar my mind was op 'n ander plek, you know. Ek is miskien bang, ek het 'n vrees, ek het 'n gees van vreesagtigheid. Ek is nie oukie, maar ek vrees vir die fynste goed. Ek hoor net 'n klap en dan skrik ek. You know, is goed wat binne my is, wat wanneer ek moet fight. Ek moet 'n konstant geveg is. Ek moet stry vir die gelowiges, liefbare. Ek praat nie met ongelowiges, ek praat met die gelowiges. Amen. En met die ongelowiges moet jy moet eers net bekeer, dat deel ons vandag. Maar ek praat van die gelowiges wat moet deel met daai issues. Amen. Because die kerk het 'n ding, jy moet goed lyk, jy moet goed praat, jy moet lekker saamstem, you know, maar daar's iets binne in jou. Amen. Iets binne in jou. Wat gaan kos, jy moet veg. Amen. Wat jy gaan kos, hy sê, stry hard. Die rede daarvoor is, ons move na die end time toe. Amen. Ons move na die end time toe. Ons move waar God, waar Christus eendag gaan verskyn. And we must be ready. Mind, body and spirit. Wanneer hy kom. Ek moet heel is, you know. Maar dit begin, ek moet stry. Amen. Ek moet begin my reg maak. Content for the faith. You know, ek moet ready wees. Ek moet voorberei. Ek moet my geloof beoefen. Amen. Ek moet opbou in die einste skrif sê en julle moet opbou in die allerheiligste. Daai einste teks. Hy sê verder en red die wat nog sukkel, red hulle uit die vuur uit. Daai einste teks praat hy is 'n voorbereiding vir ons, maar dit begin ek moet vir die geloof stry. Ek moet werk. Amen. Ek moet werk. Ek kan nie opgee nie. Ek kan nie ophou met die werk wat God in my begin het. Amen. Ek kan nie ophou. Wat ek gelyk het in my ma is hier. Amen. Dat ons as kinders gewees het. Amen. En dan het my ma nou met wasgoed opgehang. En dan het my ma altyd met haar self gepraat. Ek sê my vrou doen dit so nou en dan. Sy gaan maar seker op die ore doen. En toe sy begin self praat. Sy begin te die strategie van die enemy begin sy af te breek. Amen. Sy breek dit af so because hy praat met ons mind. Ja. Nou gaan vir jou kos om dit af te breek. Hy gaan vir jou kos dat dit something like sy is nie lekker nie. Amen. Dit agter die computer, maar sy praat met die Here. Amen. Maar hy sê nou iets anders.
Hy sê nie vir jou, weet jy wat sê vir jou? Sy gaan dit nie maak vir die diens vanaand, sy sê ek gaan dit maak vir die diens vanaand. Amen. Ek vanaand maak ek die diens. Amen. Ja. Ek is moeg, ek slaat nie moeg. Amen. They fight. Ek wil haar visie. Ek moet vanaand haar visie. Amen. Because I feel that's a blessing for you. Amen. So they fight my kinders oor, they worry met jou kinders by die skool is, hy het agter die computer by die werk, dis die graaf, die pleise trouwel, whatever. En sy begin nou af te breek. Die gedagtes wat die enemy aan jou gooi. Because dit is net gedagtes wat hy gooi. Amen. Hy vat jou mind heeltemal weg. Amen. Ek kan nou sê, nou onder hierdie geklangel, hier is iemand wat hier is in sy mind hier is. Daai is hoe veel die enemy is. Daai is veel is. Dit is in die teenwoordigheid van die Here, maar hy het jou mind. Sy moet stryd dat jy. Stryd praat, as dit praat van 'n fisiese, né? Dit praat van to exercise. Dit praat van action, ja. Amen. So kyk jy moet jou mind insit, jy moet jou insit, jy moet en weet jy wat kos action? Dit kos practice. Ja. Iemand het vir my gesê nou die dag, jy gaan ook klaar maak. Ons is op 'n time limit hier by die saal. Hy sê vir my, Vrydag aan sy pastor, was dit maklik om die Here te dien vir u. Hy sê want vir my is dit maklik. En ek voel die jong man. Want is 'n jong man. Jy nou is moet maklik as ek en my vrou dien die Here lekker saam, want ons is getroud, al baie goed wat gecancel is, you know. Maar vir 'n jong persoon is dit altyd moeilik. Want hy nog altyd 'n mens en altyd goed sy dielik moet seker goed is. En hy voel sometimes unworthy. Ongetroude mense sometimes, you know, voel unworthy en so. En hy sê vir my is dit baie moeilik om die Here te dien. Né? So is so moeilik vir hom dat hy voel hy kom ons maar nie kyk toe nie man. Sien. Maar so moeilik vir hom, hy voel so maar hy is maar over 2 weke klaar. En dan sal hy my ja, sy pastor, you know. Ek sê hom ek het dit baie makliker want ek kom uit 'n familie waar almal ons met mekaar gefors en geslaan kerk toe en ek kom beheer se afgetrek. En jy moet met die kerk kom. Toe ek was gefors om hier te doen. Ek sê maar amen. Maar wanneer sy nie daai het nie, want ek het dit ook moeilik gevind om hier te doen, want ek was self 'n jong man. Maar ek sê vir die jong man, weet jy wat? Dit begin eenvoudig. Né? Dit begin by die eenvoudige commitment aan jou calling op God. Dit begin waar ek sê, Here, ek sit net my trust in U. En wherever U my lei, ek weet nie die outcome daarvan nie. Maar ek gaan U follow. Die enemy wil vir ons 'n prentjie, hy wil vir jou sê, kyk wat die outcome is so ek gaan. En dis hoekom baie mense nie wil nie. Ek wil nie kyk hoe dit gaan uitdraai. Nee, geloof in God werk nie so nie. Ek sê weet jy dit begin eenvoudig man. Sy begin jou aan eenvoudig te klap. Sy begin, weet jy, daar's gelowiges, weet nie, laat ek dit sê. Daar is gelowiges wat skaam is om die naam Jesus te noem. Skaam om halleluja te sê. Amper so die enemy put hulle op mute. Amen. Sê nou man, gelowiges met wat gedoop het, hy weet nie hoe om hom te express. Ek sê sy begin deel agter te raak. Om jou hande te klop. Sy begin deel agter, ek wil 'n bietjie van whatever systems die wêreld vir jou geleer het. Sy is ook mos nie gebore met hy systems nie. Hy het ook mos aangeleer. So sy leer dit af en sy leer die genadegawe van God aan. Sy begin te participate. En wanneer jy begin te participate en you get into the ring, dan gaan dit nie veel moeilik wees nie. Van alles slaan jou uit. Hy sê as aan jou plat. Hy sal jou nie uitslaan nie. Amen. Sy sal weer opstaan. Amen. En dit is my encouragement vir julle dat while ons in die circle is, wanneer ons in die kring is, nee, met al hierdie goed wat ons deel, sometimes met ons binneste, moet ons voor gedagte voor dat ons is hier vir ons family en boven alles vir sy koms. Dit maak het worth it. Dit maak die fight worth it. Dit maak my instryd worth it. You know, ek sit my gloves aan vir die enemy.
En vir my mind, wat in my kom. Die Bybel sê, dat elke gedagte wat opkom, teen die kennis van God, laat hy 'n bestraffing wees. Because daar's verskillende gedagtes wat opkom teen die kennis van God. Die kennis van God in ons lewe is tot wat God my al gewys het. En 'n enemy wil hy denounce. Hy is bestraf. Amen. Ek is 'n oorwinnaar. Amen. Amen. Ek het geoorkom. Ek is suksesvol. Amen. Ek is gered. Amen. Die Here het my gesond gemaak. Die Here het my vrygemaak. Hy het my weapons wat ek moet. Ek is meer as 'n oorwinnaar. Hy het my weapons wat ek begin aantrek. En so pak ek die enemy aan. En kort voor lank. Amen. Sy kan maar hou het. Amen. Sy kan maar merk het. Op kere kan die bloed maar geloop het. Maar jy staan uit die kruit dit meer as 'n oorwinnaar. Amen. Van God is my kind. So, ten slotte pas ek kom. Stry hard. Vir die geloof wat een keer aan ons geopenbaar is. Een keer Jonathan. Stry hard daarvoor. Stry hard, stry. Here, ek wil, is maklik om ek verstaan die skrywer is maklik om oor die gesamelike saligheid te praat, want ons kan mekaar encourage. Maar hy praat die persoon na persoon toe. Jy moet daar stry, dis te moet doen. Amen. Jy moet daar stry. Jy moet daar stry. Alle negativity goede wat in jou gekom is, druk dit weg. Druk dit weg. Sê Here, ek is hier vir 'n purpose. Ek is hier vir 'n doel. Amen. En ek stry hard. Amen. Om U eendag te sien. Amen. So ek is klaar met my message. Ek wil vir u vanoggend ook invite vir prayer. As u voel, pastor, ek sukkel nog 'n bietjie maar.